you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing. Goeiedag Kruiskyk kykers, familie en vriende by die huis. Baie welkom by jou program The Heart of God met my Vian in die ateljee en saam met my is Zandro Griffiths. Zandro groet ons kykers by die huis. Julle, hoop het gaan goed vandag en ek hoop waaroor ons vandag gaan praat, gaan regtig waar die harte raak en lewens verander. Amen, prys die Here Zandro. Die Here het ons geroep vir 'n tyd soos hierdie. Amen. En ons is hier om sy koninkryk te bevorder. En natuurlik, jou belange is op my hart, sowel as Zandro se hart. Yes. Vandag, Zandro, gaan ons gesels en kykers by die huis, the power and purpose of music. Yes. En dit is die tweede gedeelte wat ons dek oor musiek. En daarom gaan ek op die gepaste manier begin en ook vir die Here vra om hierdie program oor te neem met sy Heilige Gees. Amen. Zandro, kan ek vir jou vra om vir ons te open met 'n gebed? Dis reg. Father God, thank you so much for this opportunity. Thank you that we can have this platform to use it freely, Yes, Lord. to spread your word, Dankie, the Here. good news, the gospel, Father. And as we speak on whatever we're going to speak on, Father, Dankie, Here. your spirit be upon it. Renew every mind to it, Lord Jesus. Yes, Lord. We can't touch the hearts of people, but only you can, Yes, Holy Lord. Spirit. And I thank you for what's going to happen in this room and out there to the listeners. I thank you that you're gonna change hearts. You're gonna give answers to some people who has questions. And we bless your name through this, Father God. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Prys die Here. Dankie vir daardie gebed, Yes, Zandro. En dit is 'n bedieningsplatform, kykers by die huis, is 'n ministry en ons bedien jou met God se woord en ons bedien jou met die liefde van die Here. Ek wil hierdie program open deur vir jou 'n gesang te lees, net 'n gedeelte daarvan uit die Methodiste gesangboek voor my. En hier kan jy sien dat hier is 'n instruksie vir ons as God se kinders om hom te loof en hom te prys. Ek lees vir jou die gesang 85, ja. God is koning, aarde juig, mensekinders voor hom buig. Sing triomflied tot sy eer, Jesus Heer as opperheer. Hy Heer as opperheer. Hier is 'n instruksie vir my en vir jou, gesang 85. God is koning, aarde juig, mensekinders voor hom buig, sing triomflied tot sy eer. En dit is so gepas by ons tema vandag, wat oor musiek handel en God se plan en doel met musiek. En Zandro is die gepaste persoon wat hier met my sit. Hy is baie lief vir musiek, hy maak musiek, hy het ook musiek gemaak vir die wêreld, maar vandag maak hy ook musiek vir die Here. Zandro, ek glo dat God het 'n boodskap hier vandag vir ons kykers en God wil met ons praat oor musiek, waarin ons ore uitleen. Dit is so belangrik, want onthou, jou oë en jou ore, dit is deel van die vensters van jou siel. Yes. En daarom moet ons ingestel wees op waarna ons luister. Elke woord wat uit jou mond uitkom, is soos musiek. Amen. Want dit is waar dit vorming kry. Yes. So Zandro, gesels met ons kykers en wat die Here op jou hart gelê het oor hierdie tema vandag. So die vraag is, hoekom musiek? Hoekom praat ons oor musiek? Hoekom fokus ons oor musiek vandag? Ja. Vian, ek gaan jou sê hoekom. Elke mens vandag op hierdie aarde, jong en oud, het iets in hulle sak en dis 'n foon of in hulle hand. En wat op hy foon is, Dit is waar. baie keer
Meeste van die tye is musiek. Nou musiek is soul food. Ek stem saam met jou. What is your soul? Waaruit bestaan jou siel? Jou siel bestaan uit your mind, your will and your emotions. So enige iets wat jou mind, your will en jou emotions kan affekteer, Ja. kan vir jou either it can take you to a path of destruction or it can give life in Amen. abundance. Amen. And don't get it wrong. Satan didn't create music. Ja. God created music. But when Satan was Lucifer, while he was an angel, he was given charge over music. But he Wow. didn't create it. So music belongs to God. Yes. That same vehicle, Yes. Satan is using today to lead our young people Yes. for generations now, Yes. to lead them astray. Dis waar wat jy daar sê. What is the power behind it? You see, the power and purpose of music is, firstly, here's the importance. Like I said, it was created by God, right? Why was it created? To worship God and uplift others. Amen. Ek stem so saam met jou, Zandro. Music can put you in a emotional state. Ja. Music can take you back to something in the past that you felt. Yes. Music can make you feel good. Yes. Music can make you feel bad, right? I'm gonna use an example quickly of while I was in the world and while we used to me and some friends, and we used to hang out, and if we got into trouble or we knew that somewhere someone did us wrong, Yes. we would play a certain type of music to give us a certain type of energy, Yes. but it's actually a spirit to accompany the emotion that we're feeling right now. Wow. So I'm going to use this as an example. You would listen to, if you know that you're on your way to a fight, Amen. you're going to listen to gangster music. I'm talking worldly now, in the world. Yes. You're going to listen to gangster music and it's going to uplift you. Why do you think in the Bible there were battles won without even fighting it? Just by sending out the musicians, the battle was won. Because the spirit Yes. that is created in music Yes. Yes. can make you run away. Yes. Yeah, in fear. No wonder God said, not by might, not by power, but by my spirit. Says the Lord. Amen. Everything that we do in life, you could actually add the spirit to that. So what is There's words? a spirit behind it. Amen. Vian, what is words? Words When is you utter- music. When you utter a word, it is spirit. It is spirit. It's We are spoken. It is a spoken word. So we were created in God's image, right? Yes. And God's image is spirit. Amen. Yes. You said something very interesting earlier, Zandro, that what is a spirit? It is your will, you said? No, what is your soul? mind, your soul, which is your mind, your will, and your emotions. and your emotions. That is And- the three parts that make up your soul. That makes up your soul. And what better way is there to influence your soul but music?
Yeah, because here's how it happens. You see, the enemy doesn't know what's going on in your mind, in your soul. Yes. He doesn't know it until you release it through your mouth. So what he will do is he will put something there, because that's why this is the battlefield. Your soul is the battlefield. Yes. So he will put something there to get this. It is written that what the heart is full of will eventually come out of your mouth, right? Yes. So he will put it in your. He would put it in your. Put it in your soul, so that it can get to your heart. Yes. So that it can get out of your mouth, and as it comes out of your mouth, now he's got a foot to stand on. Yes. I can run with this. Yes. You see. Yes. But at the same time, the word says that life and death lies within the power of your tongue. Yes. So you can either speak the life, or you can speak death, right? Yes. Yes. And the reason why I said earlier, we all created in God's image, Yes. and His image is spirit. Look at what happened. We've got His DNA. Amen? We've got Yes. His DNA. Amen. So everything was spoken into existence, which Yes. means when you speak stuff into existence. That is why your tongue is such a powerful weapon and against the attacks of the enemy. And a lot of times I tell people that speak life over yourself. Proclaim the words of God, the promises of God over your life. And that is how you are proclaiming this, and you are putting it out in the air. There's an artist that did a song, and there's these certain words is in that song. What you cannot obtain in the natural, you can worship into your life. Amen. So it comes to existence, into being, the spoken word that you utter throughout your mouth. Kykers, ek is ook aan nou Engels. Jy het my nou aangesteek hier. Maar ons gooi so 'n bietjie Engels en Afrikaans vandag, en ek is seker daarvan jy is okay daarmee. Ons wil net die beste vir jou ook gee. Dankie dat jy kyk na hierdie program. Dit is jou program, so dit is vir my baie interessant wat jy met my gesels oor, Zandro. Ja. En ek glo jy is die geskikste kandidaat as dit kom by musiek. Want een van jou liedjies wat jy opgetree het in Johannesburg, het ek nou die dag na geluister, en dit is so groot dat jy voor 10,000 mense opgevoer het, en dit wys jou die krag en die invloed wat musiek het op ons mense, en veral ons jong mense. En die dae waarin ons lewe, besef ek bid so vir my eie 2 dogters wat 18 is en die ene 14 jaar oud, want hulle luister gedurig deur na musiek, en ek luister noukeurig na wat hulle luister. En daarom is dit so belangrik dat ons oor hierdie dinge praat, van dit raak jou kind, dit raak my kind, dit raak ons wêreld. En onthou, wat sê die gesegde, Zandro? Dat onthou, jou kinders is die toekoms van môre. Hulle is die presidente, hulle is die ministers, hulle is die mense wat in posisies gaan wees as ons nie meer die dag daar is nie. En hoe hulle regeer het grotendeels ook 'n deel daarvan uit hierdie Bybel, hierdie woord van God, want God het gesê dat mense nie net van brood sal lewe nie, maar van elke woord wat in die mond van God uitkom. Amen. So, dis so belangrik dat jy luister, en wat jy luister wat die Here op my en Zandro se hart lê. Weet jy, Wian, jy praat net so oor die kinders. Ja. En dit is actually waar my hart is. Ek is 'n pa van 2. En weet jy, omdat hulle onder ons gesag nog is, ons moet vir hulle in die vrees van God groot maak. Ja. Reg, so ons moet seker maak dat ons luister, Yes. en kyk wat hulle kyk, luister wat hulle luister. Yes. Ek is dankbaar dat die Here toegelaat het dat ek deur dit gegaan het waar ek deur gegaan het as 'n jong seun. Want wat ek agtergekom het, jy kom uit 'n goeie huis uit. Ja. Reg? Maar hoekom nou kyk nou vra jou ouers, maar nou ek het mos hierdie kind groot gemaak, man. Hoekom is hierdie kind so rebels? Hoekom trek hierdie kind so kaal aan? Hoekom dit? Hoekom daai?
wie is die stem wat actually die kind groot maak actually? Yes. In die stilte in. Yes. Wie is actually die stem? En dis hoekom dit so belangrik is om media wat jy toelaat in jou huis Yes. is belangrik, want dit is 'n ministry op sy eie. Ja. Dis maar net vir die ander kant. Dit is nou nie net musiek nie, Zandro, as ek reg is. Dit is nou televisie ook, waarna Alles. ons kyk. Alles. These are the gates. The gates These are the gates. to your soul. En baie mense in vandag se lewe, die kind huil. Hier is 'n tablet. Kyk, hou vir jou besig daar. Ons is gou besig hierso. Hier's 'n tablet. Ja. En as jy weer sien, elke keer dan is daai jou go-to. Here's 'n tablet. Go watch. Go just sit still there. Mense, ons kan nie toelaat dat die media ons kinders groot maak nie. Ek Ja. praat maar nou net soos die Heilige Gees, ek weet ons praat oor musiek, maar ek voel ons moet dit noem. Ja. Ons kan nie toelaat dat die media ons kinders groot maak nie. God het vir jou daai kinders gegee om groot te maak, Ja. nie die media nie. En ek weet waarvan ek praat, want ek kom uit 'n goeie huis uit. Ek kom uit my pa se pastoor. My ouma, hulle almal het dien die Here. Ek kom uit toe ek my oë oopmaak, dis 'n kerk. Verstaan? Maar vir my om van daai pad af te gegaan het, om op wêreldstages te gaan perform het en jy weet, dronk en hoog op dieselfde tyd en al hierdie goed, maar ek kom uit so 'n huis uit. Waar het dit gebeur vir my? En weet jy waar dit gebeur? Jy sien, demone werk in donker plekke, secretive plekke, goed wat jy wegsteek. Dis waar demone flourish. En die musiek wat ek na geluister het as 'n jong seun, Ja. was musiek wat ek weet, ek kan nie dit vir my ouers luister nie. Want die gevloekere en die gedit, ek moet dit wegsteek. En net daar het die vyand jou. Ja. Omdat jy dit wegsteek en jy doen alles in jou vermoë om dit te gaan luister, Ja. maar wat jy nie besef nie, jy voed jou siel, en voor jy kom kry, wat in jou gees dan kom sit, Ja. manifest in die vlees. Ja. Nou begin jy aantrek soos hierdie ouens, jou maniere begin so te raak, en Ja. voor jy kom kry, daar was 'n spirit of death oor my. Yes. Ek was aangerand gewees en ek is nie eens 'n bekleier nie. Ja. Hulle het my oog amper uitgehaal, ek dra nog steeds skaars. Wow. My een pupil is skeef. Dit kan nie adjust nie. Hulle het my deur my wang gesteek. So. Toe ek daai aand, toe hulle my aanrand, toe ek dit doen, toe gaan my duim dwars deur my wang en ek voel my tande. Waar het dit begin vir my? Dit is hoekom ek voel, dit is so belangrik om jou kinders te waarsku teen wat hulle luister en wat hulle kyk. Want ek weet waar hy deur oopgegaan het vir my. Ja. Ek het my lewe hoeveel keer amper verloor, en jy kan my pa en my ma vra, dis nie die kind wie hulle groot gemaak het. Ek was die rustigste seun, ek was die nice, ek is nog steeds. Nee, is ja. Maar daai moment in my lewe, wou Satan my vernietig. Ja, hy's 'n leienaar. Die Bybel sê hy's 'n deceiver of the brethren. He deceives you. En jy weet, ek luister nou na jou. Ek is excited. Ek is excited vir wat die Here doen en vir hoe die Here jou gebruik op hierdie platform, Zandro. Weet jy wie? En ek wil vir jou sê, die Here het groot dinge in stoor vir hierdie kykers ook, wat na hierdie programme kyk. Jy weet, ons bedien vir hulle en dit gaan oor jou kinders wat na ons luister vandag. Dit is waaroor dit gaan. Yes. En ek is dankbaar vir wat jy deel met ons, daardie getuienis. Weet jy wie die Dis Here? eintlik skrikwekkend. Weet jy wie die Here ken my hart? As hy moet iemand anders gebruik om hierdie message uit te kry, dan moet hy. Regtig moet waar. hy. Vir my gaan dit nie oor, dit is ek wat dit nou vir julle vertel nie. Yes. Vir my gaan dit oor die bekommernis vir jou kind se lewe, Yes. vir hy jong mens se lewe. Weet jy, gister
ek maak my Facebook oop Yes. en dis ons mense, ons kinders, 'n klompie, sulke jong kindertjies man. Nou is dit hierdie rappers, hierdie Yes. Afrikaanse rappers, wat nou hier agter staan, en hoor wat uiter hulle, murder us. Hoe uiter jy so iets? Ek gaan lees die comments en ek sien iemand sê daar, wat gaan aan met ons, met hierdie generation? Kyk wat sê hulle. En weet jy nee, ek het net daar, toe sê ek net, toe bestraf ek die demoniese gees. Amen. Net daar. Prys die Here. Want hulle kan Jy waar moet dit- sit, maar ek glo daar's 'n rede vir alles. Daar's 'n rede hoekom ek op het afgekom het. Ja. En ek weet sommer nou weer wat ek nog weer gaan doen, want ek moes dit gister gedoen het. Ja. Ek wou daai ou ge-inbox het. En ek Ja. wou vir hom gesê het, dink jy dis reg wat jy doen aan, as jy die dag 'n pa raak, wil jy regtig hê jou kind moet sulke goed uiter? Ja. Môre oormôre dan gaan hoeveel van daai kinders dood. Hoekom? Omdat hulle 'n paar maande terug geskree het, murder us. Jy spreek dit oor jou lewe. Jy roep dit. Dit is die tipe dinge wat in ons samelewing gebeur en dit is waar. En ons moet waaksaam wees. Ons kan nie net 'n kombers daaroor gooi nie. Ons moet gesels oor hierdie dinge, Zandro. En jy weet, iets wat ek vroeër wil genoem het, wat my ontgaan het, wat ek nou gedagte gekry het, waar het begin het ook, Zandro, dat God het jou talent gegee. En die duiwel, dit wat God jou gegee het, hy kan net gebruik wat God al reeds gevorm het. Yes. Hy kan net daarop Hy voed. het mos die planne van homself. Nee, hy gebruik dit en die Here het vir jou talent gegee. En jou einste talent was musiek, jy kan sing. En daardie talent het hy gebruik vir sy doeleindes om natuurlik verwoesting te bring en jou lewe te ruïneer, jou lewe omver te gooi, soos jy genoem het, jy het jou lewe hoeveel keer amper verloor. Deur die pad wat Satan jou gelei het. En jy het na hom geluister, maar daar was nog 'n stem. Maar Amen. dankie God dat daardie stem het vandag dit deurgebreek vir jou. Dankie God dat hy het vir jou gered. Want waar sou jy gewees het, was dit nie vir Jesus gewees nie. So daar is hoop vir jou kind. Daar is hoop vir jou wat na hierdie program luister. Amen. En ek is dankbaar vir die Here vir hierdie geleentheid om te praat oor musiek. Musiek het my lewe ook grootendeels gevorm, Zandro, wat ek geluister het in my ouerhuis. En ek is so dankbaar vir daardie oldies waarna ek kon geluister het. Ek is dankbaar vandag. En dit is wat grootendeels uit my kom, is die mooi musiek. Simply Red, Engelbert Humperdinck, Manhattans, Peaches and Herbs. Daardie is mooi musiek vandag nog. En dit praat van mooi dinge, dit praat van die liefde. God het vir ons liefde gegee. Weet jy wat? Jy hoef nie net spesifiek te luister na Christelike musiek nie. Die Here het musiek gemaak, maar onthou, die woorde moet jy oplet wat in die musiek gesê word. Want soos Zandro genoem het in die vorige program ook, dit klink reg, maar dit is nie. Soos hy het genoem, ek kan dit maar weer aanhaal, baby, you should let me love you, sing een van die artists. You should let me love you, maar jy behoort aan iemand anders. So moet ons luister na wat ons eintlik luister en daarop oplettend wees daarop. En kan ek byvoeg net, maak seker dat dit in lyn is met God se woord. Yes. Ek en my broer het 'n song Wifey. Dit is 'n troetelnaam vir wife, reg? Ek het nog gedink as jy na die My liedjie. Wifey. Ja, Die dit is liedjie Next. dit is dieselfde titel, maar dit is nou ons song, ek en my broer. Ja. En ek kan onthou, toe ons aan hy song werk, ek en hy het met die idee gekom, met die chorus van het, en ek en hy begin skryf daaraan. En ek het vir hom heeltyd gesê, ons maak seker dat het in lyn is met God se woord. Onthou, Ja. a wife already, die woord wife already sê vir jou, dis biblical. Jy weet? Yes.
So, maar ons lyrics moet nie sex before marriage advertise Yes. of lust of daai tipe van goed nie. Ja. So ons het mooi gewerk aan die song en die beat klink Yes. soos jou pop beats en so. Ja. Maar die inhoud is biblical. Yes. En die feit dat Apostle Allen, Ja? die feit dat hy dit een keer gepost het op sy Instagram, Yes. was vir my soos nice, want die is 'n man wat baie teach Ja. oor spoken word. Hy teach op, jy moet baie versigtig wees oor wat Ja. uit jou mond uitkom. En die feit dat hy het gepost het, was vir my net soos 'n tik, you know, Yes. soos 'n well done. Yes. So, maak seker dat wat jy luister, Is of in lyn. even wat jy as 'n artist, wat jy create, jou inhoud is baie belangrik. Dit moet in lyn met God se woord wees. As ek gaan preek by kerke of gaan minister in word of in music of enige plek waar ek gaan, ek maak altyd seker wat my mond uitkom dat dit in lyn is met God se woord, want as dit nie in lyn is nie, dan is dit in vain. As dit in vain, ja. Ja. Dit is so belangrik wat jy daar sê en dankie vir daardie woorde wat jy met ons deel. Ons tyd hardloop baie vinnig uit, Zandro. Ek kan amper nie glo nie. Dit is hoekom ek het 'n huweliksprogram gedoen op Radio Disa. En ek het spesifiek gaan kyk, ek het niks teen vandag se musiek nie, maar ek spesifiek het groot geraak met die tipe musiek. Ek het spesifiek die musiek wat ek moes gespeel het as ek liefdesliedjies speel, moet skoon wees met geen verleidelike boodskappe nie. En dit is hoekom my musiek wat ek gekies het, Zandro, was dit die 70s en die 80er jare uit. Dit is al wat ek meeste van die tyd gespeel het, Yes. skoon musiek. En dit is hoekom ek sê nie alle musiek van vandag is verleidelik of Maar baie verdraai is. nie, maar baie is wel. En ek kon nie van daardie musiek speel nie. As ek geluister het daarna, dan het dit 'n tipe verleiding, 'n seksuele verleiding, waar dit jou gedagtes en jou emosies aanraak, dat dit dit na vore bring wat nie moet na vore kom nie. Jy weet wat. So dit is hoekom dit so belangrik is en dat ons hierdie gesprekke het met jou en ons gaan nog 'n program weer doen, Zandro. Ek is dankbaar vir dit wat die Here laat uitkom het deur jou en vir dit wat hy toegelaat het deur sy Heilige Gees om vir jou te bedien. Zandro, bemoedig ons kykers by die huis voor ons af gaan sluit met gebed. Dit was nog so baie wat ons wou gedeel het, maar ek gee die Here al die eer vir dit wat jy kon na luister in hierdie halfuur. Ja. Bemoedig ons kykers en dan gaan ons onmiddellik afsluit met gebed. Weet jy, daar was 'n tyd in my lewe waar ek kon nie na Christelike musiek luister nie. Dis nou 'n seun wat in die kerk groot geraak het. Ek was 9 jaar oud, ek my hart vir die Here gee, maar daar was 'n tyd waar ek van die pad af gegaan het toe ek nou tiener raak. En omdat ek voorgestel was aan daai tipe musiek en myself gevoed het met daai tipe musiek, het dit 'n demper oor my gebring waar ek kon nie as ek in die kerk in sit, dan dwaal my gedagtes. Ek kan nie jy hoor maar jy luister nie. Jy wil net uit die kerk uit die hele tyd en ek kon nie worship en daai goed kon ek nie luister nie. Ja. En eendag sê die Here vir my, dis die baie keer dan praat die Here met die fynste stem in hy chaos. Ja. En hy sê vir my, jy sal moet die manier hoe hierdie ding ingekom het, daai selfe vehikel sal moet gebruik word om hierdie ding uit te kry uit jou uit. Ja. So hy het ingekom deur musiek. Okay? So hy moet nou uitgaan deur musiek. En ek het myself letterlik geforseer om worship music te luister, maar ek kon nie. En weet jy wat gebruik die Here? Christian rap. Omdat wat ek geluister het na, was rap en hip-hop. En hy gebruik Christian rap. Dis hoekom mense, moenie
moenie daai mense klippe gooi na hulle toe nie. Just because you don't understand their ministry, don't judge them. Yes. It's the same message, different method. Different method, yes. En ons bereik jong mense deur hierdie rap, Presies. maar is Christian rap. En weet jy, deur daai, ek het dit geluister van, die is mos nou die beat en maar meer jy luister en besef jy maar ek confess mos biblical goed hier oor my terwyl ek saam sing, jong. En voor ek my kom kry het, toe is ek by die voete van die Here, toe worship ek. Toe kon ek nie meer ophou na worship music luister nie. Amen. So ek wil vir jou sê, kyker, ek sê dit uit liefde uit en uit respek uit en ek sê dit omdat ek wil nie hê dat julle moet dieselfde foute maak wat ek gemaak het nie. Wees baie versigtig wat jy toelaat om wat jy jouself toelaat om na te kyk Ja. en na te luister. Because it shapes you. And faith comes by hearing, right? But hearing the word of God gives you faith in Him. Amen. Faith comes by hearing of other things as well. But then you're going to have faith in those things. Yes. So, be careful what you listen to. Guard your heart. Guard your eyes and your ears. And I love you and I bless you and I hope that this changed something in you. Amen. Dankie, Zandro, vir daardie bemoediging. Ek sluit af, Kruiskyk kykers, en met 'n gebed, en dan gaan ek en Zandro vir jou groet. Sluit jou oogies daar waar jy is. Hemelse Vader, dankie vir hierdie program, Vader. Here, dankie dat U met ons kom praat het, Here, en met 'n luisteraar en 'n kyker vandag gepraat het, Vader. Dankie, Here, dat U met 'n ouer gepraat het, Vader. Dankie dat U met 'n kind kom praat het vandag, Here. Here, Heilige Gees, ons kom gee U al die eer en al die lof in hierdie vertrek, Vader. Dankie vir Zandro se lewe, Here. Dankie dat U hierdie platform gebruik, Here Jesus, om soveel te bereik met die woord, Vader. Dankie, my God, dat ons net hier is as instrumente, Vader. Here, ons vertrou U vir mooi en goeie dinge vir elke kyker, Vader. Ek spreek lewe uit oor elke kind se lewe, Here. Elke persoon, Here Jesus. En ons kom sê vir U dankie vir dit wat U kom doen het vandag. Ons vra dit en ons sê dit in Jesus magtige naam met baie danksegging. Amen. 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 Zandro, ek is dankbaar vir jou en ons gaan definitief nog 'n program doen oor musiek en ek is seker daarvan dat die Here het wonders al reeds gedoen in 'n kyker en 'n luisteraar se lewens wat gekyk het na hierdie program. Ek groet vir jou op daardie noot tot 'n volgende keer en Zandro groet ons kykers hier by die huis. Bye bye. Mooi bly. Totsiens, tot 'n volgende keer op jou program The Heart of God met my Vian Hearn. He will rejoice over you. He will rejoice over you. If you could only hear His voice, you would hear the Lord rejoice, rejoicing over you with singing.